Hallo, ek is Erik. Ek is Mike. Welkom by So 'n bietjie beter waar ons gesels oor lewe in Nieu-Seeland. Ja, op die channel gaan ons 'n bietjie gesels oor die algemene lewe in Nieu-Seeland van 'n Suid-Afrikaner se perspektief. Welkom. Jy kry baie van hierdie plekke meer in die Suid-eiland wat half ski slopes word in die winter. Weerens soos vroeër establish het, ek is nie ou wat balans het nie, so die ijskaats en die ski is vir ander mense bedoel. Maar ja, ek weet probably ski ook van Dormante vulkaan af. Ja, Queenstown is die groot vakansie avontuurdorp hier in Nieu-Seeland en baie toeriste in die winter vir die skivelde in Queenstown. Pragtig, absoluut baie mooi. Iets wat ek baie graag wil gaan doen. Ja. Ek se ruk terug 'n fase gehad op YouTube waar ek shows kyk oor douane en mense wat hulle stop by lughawes en dit was een gewees in Nieu-Seeland en dit was so ryk Europese ou wat oorgekom het en die goed wat hulle hom gestop het vir in Queenstown op die lughawe. Yes, ek kon dit nie glo nie hoor. Dit was hy het sy eie melk gebring. Hy het kratte en kratte vol melk gebring. My genade. En dit sê hulle vir hom sê kan nie diereprodukte inbring oorbring nie, maar dit sê net nie maar hy nie van ons melk nie. En dis baie vreemd want suiwelprodukte uit Nieu-Seeland is wêreldwyd bekend en gerig. Ja, maar dit was 'n karakter gewees. Okay, ek sien. Ja, nee, hy was in die mees al die groot brand, goeders Louis Vuitton en alles geklee. Okay. Hy was, ek weet nie wat hy doen of wat sy ouers doen in Europa nie, maar daar's nie 'n tekort aan geld nie. So as jy letterlik soos 'n kruit melk wil melk, net omdat jy nie van die land se melk hou nie, dan dit sê nogals baie. Ja, dit is. Dis nogals interessant. Die vulkane en die ski slopes, ek bedoel ja, dit beteken baie aardbewings. Aardbewings is nogal 'n ding hier en ek weet een van die motiverings vir die houthuise ook te doen met aardbewings, dat hulle aardbewings beter weerstaan. Rondom aardbewings, een van die grootste dinge wat ek onthou is dan die Christchurch aardbewing van ek kan nie eers die datum onthou nie. Insert, maar ja, die aardbewings is beslis 'n risiko omdat jy op 'n eiland bly, is dinge so tsunami se risiko. Ek dink die persentasie is baie klein, maar dit is iets waaraan mense moet dink. Ja, so in terme van aardbewings, so in Auckland, ons sal nie sommer 'n aardbewing kry. Ek sal dit 'n prentjie hierso insit, die wat hulle noem die fault line loop so reg oor die Suid-eiland en hy gaan meer Coromandel se kant toe. Waar as Auckland is ons meer die kant toe. So dis reg 'n manier die aardbewing om die kant toe te loop. Maar dis apparently het hulle al aardbewings goeders hierso gevoel. Maar plekke soos Christchurch, Wellington is beroemd vir hulle aardbewings. En ons kom van Clareshope af oorspronklik en ons het daar so seker tremors gehad. Ja. So dit is nogals 'n redelike, ek dink die mense wat daarso bly is, dis nogals redelik algemeen dat daar so 'n bietjie 'n geskitterry is. Maar interessant ook die landskap Christchurch, ek weet nie of jy aan Christchurch was nie, is plat. Dit is letterlik daar soos nie berge en jy kan vir 3 dae jou hond sien weghard. Ja. En Wellington is ook meestal so op die kus teen die berge gebou. Dis reg. Maar dit is heuwels en goeders op en af en Auckland kan ook nogal so wees. Maybe nie so drasties soos Wellington nie, maar daar's ook baie koppies en ek dink vir my die punt daarvan is daar's iets vir almal. Daar's definitief, ek dink die Suid-eiland is meer ingerig vir die buitelewe en wild dinge soos jag en visvang is baie algemeen op die Suid-eiland. Nie dat dit nie op die Noord-eiland gebeur nie, maar die Noord-eiland is baie meer urbanized, baie meer stedelik. Ek weet nie of dit die regte woord is daarvoor nie. Maar vreemd, hoe verder noord jy gaan, hoe meer rural word dit dan ook. Maar pragtig, ek bedoel van die Noorderstrand en hippie. Ja, Erik sal nou het baie stories daarvan wat hy daaroor kan vertel. Maar daar is iets vir almal in Nieu-Seeland om te kry en dit vat so 'n bietjie navorsing om agter te kom wat vir jou sal werk. Ja, ek dink dit is half regtig
wat ons probeer doen met hierdie kanaal is om vir mense beter indruk te skep van wat om te verwag, want ek meen as Suid-Afrikaners ons verstaan daai kan men sê desperaatheid om maybe te ontsnap om weg te kom van alles af, maar dis goed om te weet wat om te verwag en waarna toe jy kom. Ja, waarna toe jy kom en wat soortgelyk is en wat nie soortgelyk is nie, want aan die einde van die dag is jy wil nie net ontsnap van waar jy afkom nie, jy wil integreer waartoe jy gaan. Beslis. En natuurlik het gaan makliker wees hoe meer goeders ooreenstem met jou eie kultuur en goeders. En ook praat van verdere weird goeders wat jy hier in Nieu-Seeland sien. Het jy ooit gesien dat 'n trok verby ry met 'n huis op die dak? Dit is weird. En jy met transportable homes. Nee, letterlik, hulle bou 'n huis of hulle vat 'n huis en hulle sit hom op 'n trok en hulle vat hom ergens anders heen sodat hulle hom weer kan amper soos 'n plant gaan verder plant en sê okay, dit is jou nuwe grond. Jy spot nou dat dit vreemd is. Ek en die Ann begin dink daaraan om weer eiendom te koop in Nieu-Seeland. En daai transportable homes is definitief 'n opsie. As jy 'n stuk landgoed koop, is dit nogal duur om 'n huis daar op te bou van fondasies af op. So wat jy doen is jy koop iemand anders se huis waar hulle uitgetrek het en soms sal hulle die huis amper letterlik in die middel deursny en in 2 dele op 'n trok laai en daai huis op 'n ander stuk landgoed gaan neersit. Dit was vir my baie vreemd geweest, maar dit is definitief 100% 'n opsie om jou huis so te koop. Baie vreemd, maar ja. Ek het jy ooit in 'n transportable home gegaan nadat dit getransport was? Nee, nog net die trok gesien wat verby ons ry, maar nog nie. Ek het iemand ontmoet vroeg aan hierso toe ek net oorgekom het en haar ouers het 'n stuk grond gekoop ergens, ek kan nie onthou, bietjie noord van Auckland en hulle wou kom ons noem dit 'n batch, as hulle noem hier so 'n vakansiehuis. Yes. Daar sou gaan opsit, maar in plaas van om huis te bou het hulle 'n transportable tweedehandse huis gekoop. En on the cheap, letterlik jy kan dit soos vroeër genoem het op TradeMe, doen jouself 'n guns, nee, gaan registreer vir TradeMe. Ja, gaan kyk 'n bietjie daarsonder en as jy kyk wat die verskil is tussen 'n huis bou en net 'n huis koop en te laat skuif, nee, dis dag en nag verskil. En ek glo daar sal probably 'n paar horror stories met dit ook wees, maar die wat ek al gesien het is kan dit nie glo nie hoor. Dit is probably die help dat die huise houthuisies is, want dit maak dit moontlik om so te karweier. Weet jy, tot die punt dat daar 'n TV-reeks is oor die huise wat hulle skuif. In Nieu-Seeland in Nieu-Seeland. Oh, wow. Ja. So dit is nogal 'n algemene ding. Dit het my onderste bo getref. Ek het dit glad nie geweet dit bestaan eers nie, maar dit is nogal 'n ding hier. Man, die vulkane en die omgewing, die aardbewings, Nieu-Seeland is beeldskoon. Dis 'n feit. Enige plek waar jy gaan is daar 'n pragtige strand of 'n pragtige berg of 'n pragtige ding om te gaan doen. En ek dink dis wat die leefstyl so aanloklik maak is dis veilig om te gaan stap of om strand toe te gaan of die tipe weet om bietjie buitemuurs te gaan biljaar en ek dink dis wat die lewe van Nieu-Seeland so aanloklik maak is dat jy oor die algemeen die buitelewe kan geniet sonder enige drama. Ja. Ons is nou op die oomblik besig om te transition na winter toe. En dit kan nogals die weer kan nogals redelik bipolêr raak hierdie tyd van die jaar. So die son skyn nou hierso en daar's nou nie regtig wolke nie, maar die volgende oomblik trek ek toe en dan reën dit soen sywaarts en dan sywaarts soos Mike sê en ek onthou dat ek net oorgekom het hierso toe so dadelik dat ek het ook oorgekom einde van somer se kant. En my broer het my gesê ek moet 'n sambreel koop, maar ek moet 'n goeie kwaliteit sambreel koop. En natuurlik kom jy hoor en jy convert nog randdollars toe, so alles is massive, dit is peperduur. Ja, en dit is veld. En ek wil net 'n cheap sambreeltjie vir my koop, nee, maar toe hoor ek die stories van het as jy kry gewone ou cheapies wat jy koop in Suid-Afrika met die ou ysterrampie. Sulke goeders werk nie hierso nie. Want as die wind hier waai nie, dan daai sambreel top om ander kant toe. Nee, dat mense al blykbaar beserings gekry en oë verloor en goeders is dit. Ekskuus ek lag, maar yes, it's bad. It's
bad en ek onthou, het jy ooit het jy al sambreel so gekoop? Ek het. Ons het ordentlik gegaan want ons het die advies gevolg. Het jy wat se brand het jy? Ons het 'n Blunt sambreel. Blunt, yes, ek sê ek het ook 'n Blunt umbrella en dit was daai tyd amper $100 gewees vir 'n sambreel. Ja. So ja, dis nog Of brolly. Brolly, soos hulle hom hier noem. Ja, dis not 'n umbrella, it's a brolly. Mense sal of dis veral as jy soos in middestad werk waar ek meen jy gaan baie mense gebruik die busdienste. Ek praat van Auckland. Probably ander stede ook. Hulle gebruik die busdienste om in stad toe te gaan. Ja. En die probleem is net jy gaan exposed word na die elements toe, want dit gaan op 'n kol reën. En so jy moet al voorberei wees met 'n Ek wys jou. Hierso is my werksrugsak en aan die kant is my sambreel en ek dra hom daagliks saam met my. Ja, en hy's so heel oulik, hy werk met so 'n knoppie dan kom hy uit en doen sy ding. Baie fancy. En jy kry baie mense wat ook is dit ponchos of is dit net rain jackets? Ja. Dis baie groot hierso. Baie oor die algemeen. 'n Plek waartoe ek gegaan het in die begin vir wintersklere was en dit was ook geweldig. Alles as ek sê I'm hitting home hierso. Enigiets wanneer jy nog met rande kom is alles massively duur hierso. Maar daar's ook iets om te sê van goedkoop is duur koop en ek het wat hulle noem 'n down jacket. O ja. Gekoop hierso. Dis 'n moet. Dis 'n en ek dra hom vandag toe nog. Well, apparently nie vandag nie. Ja. Maar ja, met wat stel hulle daar in hulle line om met soos vere, yes. duck Yes, feathers duck en feathers, goose ja. feathers en sulke tipe van goeders en dit's baie warm. En dis nodig. Ja, dis dit kan baie koud word hier. Hoe verder suid jy gaan natuurlik hoe kouer word dit, maar sneeu is algemeen, nie in Auckland nie, maar op die Suid-Eiland verseker. Ja. En dis ook 'n interessante ding hierso. It's probably maybe in South Africa ook so. Ek het net nie opgelet nie. Maar as dit winter is hierso by ons, nê, en dit is nie bewolk nie, is dit kouer. In die oggende en goeders veral. Ja, nee, dit is so. Daarsoos ek weet nie of die wolke maak die isolasie. Ja, so isolasie is 'n bietjie warmer wanneer dit bewolk is. Dit is nogal so 'n vreemde ding om aan gewoon te raak. Maar in terme van koue, ek sê ons mense gaan verskillende ondervindings hê hierso in Auckland en Nieu-Seeland in general met die temperatuur en goeders. Dit hang regtig af van waar jy bly en hoe goed dit geïnstalleer is. Ek onthou toe ek oorgekom het, ek het eers by familie gebly vir 'n kort rukkie en toe gaan skielik 'n flat en ek was nie omdat ek doen nog eens musiek en goeders is ek baie bewus van geraas wat ek maak, so ek wou nie gaan flat het met wildvreemdelinge met ek bang iemand vermoor my want ek's te loud en ek gaan kry toe 'n quote unquote flat en dit was regtig net 'n dubbel garage tussen twee ander eiendomme wat omskep was in 'n flat. O, genade. En was nog 'n Duitser wat die plek besit het en dit was koud geweest. Winters daarso was 'n experience geweest. Sure. Ja, nee, laat ek vir sê daarso met jou slippers gaan slaap en dit was 'n ervaring geweest. En grap van die storie is eventually ontmoet ek toe iemand en ons trek toe uit in ons eie plekkie in en toe dieselfde eienaar wat hy toe doen is hy sit die flat wie op die mark verhuur en hy noem dit 'n townhouse student. Ek sou kyk of ek nog prentjies daarvan het. Dis bietjie ambitious. Ek beloof jy, dit was 'n dubbel garage wat gelek het. Moet eers begin. Gepraat van daai nat koue huise, ja. En ek meen wat was hier daai tyd gewees vir hierdie flat was iets soos 300, ek dink dit was $330 'n week. Genade. Ja. Genade. Dit was kwyn. Was nie 'n bad area gewees nie, maar dit was 'n dubbel garage wat omskep is in 'n flat. Sjoe. Ja. Sjoe. Ons het altyd gespot van die pad was bruin gewees. Okay. Ja, dit was 'n weird fashion in daai plek gewees. 'n Pink toilet. Was dit 'n bruin bad of was dit 'n wit bad wat bruin geword het? Nee, dit was 'n bruin bad. Okay, so dit 'n was bruin bad met 'n pink toilet en pink wallpaper. Dis nogals iets, kan jy onthou dat huise baie groot was op wallpaper in Suid-Afrika? Ek het wallpaper in die huis. Ja. Ek kan nie onthou dat dit groot was in Suid-Afrika nie. Maar mure geverf. Maar wallpaper is nogal groot hier, ja. Ja. DIY in general. O ja, is beslis. groot. Kiwis like hulle DIY. En Ja. daar's twee
as jy ook van sulke tipe van goeder sou, daar's 2 websites, ek sal dit inlink hier. So een is Mitre 10. Dit word hulle is nogals baie vinnig om te sê is iets owned and operated is by Kiwis. Dis Dit reg. is 'n Kiwi franchise, Mitre 10. Die Australiaanse een wat hier is Bunnings Warehouse. En as sal links na die websites opsit as jy hou van die tipe van goeders en jy wil 'n bietjie gaan kyk wat is pryse en vergelykings en ja, die Kiwis hierso is groot op DIY. Hulle doen hulle eie wat hulle noem dit decks. Hierso. Okay, ja. Wat Dix. decks hier. Okay. D-E-C-K. Ja. So dit is wat is Afrikaans daarvoor? Stoep Stoep. is maar seker stoep. Houtstoep, Ja. So dit is nogal 'n Kiwi tradisie dat hulle as jy 'n huis koop of 'n huisie, nee, ek dink probably nie hier nie koop, dan bou jy jou eie Eie dek. dek. Hierdie ou weet niks van DIY af nie. Ek kan Lego bou, maar daar gaan niks decks gebou word nie. Maar ja, dit is nogal geweldig groot. Dit laat my dink aan die Kiwi sê ding. Hulle praat nogal baie van Kiwi ingenuity en hulle is nogal trots daarop, maar hulle praat van number 8 wire. 'n Number 8 wire is die boermaker plan van Nieu-Seeland. Jy weet, pas bietjie number 8 wire toe en jy sal dinge regkom. So dis letterlik 'n draad wat hulle maar op die plase en so aan gebruik om dinge aan mekaar vas te maak of te heg of so iets en dis nogal 'n kultuurding is apply some number 8 wire. Maak 'n plan. Ja. Maak dit werk. Was jy al by die Auckland Museum gewees? Ja, was al. Dis nogals indrukwekkend. Beslis. Daarso dis baie cool goeders van dinosorbene tot Ja. Wêreldoorlog. Daar's selfs 'n vertrek daarin waar hulle 'n aardbewing Simuleer. So dit is so hout huisie waar jy gaan sit en is dit nou as banke daarso en is dan nou so 'n kamma TV. Of nee 'n TV nie, dit is supposedly 'n venster te wees. Dis reg. En die venster kyk uit op die see hierso na een van ons mount, nee, wat is hy? Iets met 'n R. Maar is nogals 'n enetjie wat jy van die North Shore af sien, is van die kus af. So die huis is nou supposedly 'n huisie op die shore en jy kyk by die venster uit en jy sien en ewe skielik is dis 'n vulkaan obviously wat nou begin erupt en hoe en dan later begin die vertrek skud en dis al hierdie sirenes en goeters wat aangaan en dan sê hulle net mense moet ook altyd onthou dit is daar's baie seismic activity en jy bly op 'n vulkaan, op 'n vulkaniese eiland. Ja, so daar's dus altyd die potensiaal vir sulke tipe van goeders, maar dit was nogal 'n baie cool ding om te sien by die museum in die Auckland domein. Die Nasionale Museum is in Wellington. Te Papa as ek reg onthou. Is die plek se naam. Dis asemrowend. Dis regtig een van die beste museums wat ek in my lewe nog gesien het en ek wil amper sê dat een hele dag nie genoeg tyd is om alles in detail te gaan sien nie. So as julle ooit julleself in Wellington bevind, ek sal dit beslis aanbeveel. Dis nie jou ma se museum nie, dis baie interessant. Ek weet nie of dit daar was nie, ek was een keer daarso gewees, ons het laas gepraat van Peter Jackson, die direkteur van Lord of the Rings, wat 'n firma of 'n maatskappy het, Weta, wat hulle goeders doen vir movies en hy het 'n uitstalling gehad oor Wêreldoorlog. Ja, het jy dit gesien? Yes, ons was daar. Ja, en hulle het ja, jy kan ook meer vertel oor. Hulle het standbeelde, 'n hele exhibition wat hulle gehad het daarso oor hierdie life-sized statues. Dit was unbelievable geweest. Die detail. Ja. So dis bietjie meer as life size. Ek dink dit was 2 keer life size grootte. Maar een van die dinge wat my opgeval het is daar was 'n hand wat min of meer ooghoogte was op een van hierdie uitstallings van een van hierdie soldate. En die hare op sy kneukels was eintlik deel van hierdie dis ongelooflik. Die detail wat in daai goed ingaan was opvallend geweest. Ek sal dit highly recommend gaan kyk bietjie. Ja, hy het ook enetjie hierso in Auckland. Weta Unleashed, was jy al daar gewees? Ons was daar ook gewees. Yes, ons sal dalk 'n paar foto's kan deel. Ja, dis definitief wat vir my interessant was van hom is hulle deel met baie Hollywood movies en produksies se goeders, maar niks van daai goeders was uitgestel in die Auckland. Yes. Weta. So dit was eintlik half 'n bietjie van 'n kritisie, was eintlik half 'n teleurstelling wat ek het verwag om iets van Lord of the Rings daar te sien. Alhoewel, hulle het 'n winkeltjie daar so wat klomp standbeeldjies verkoop.
van Lord of the Rings, Yes. wat ook baie cool is. Ek dink Maar daar's 'n life-size Gollum. Ja, ja. En die een die pale orc van in die Hobbit wat mos daai spies of 'n ding deur sy arm Dis gehad het. reg. Ek dink ek sal 'n foto insit, hoopslik vir my ma net te kwaad wees daaroor nie, maar sy's op die foto. Net om vir 'n skaal te gee van hoe groot. En soos Mike sê, wanneer dit daai maatskappy is wat hierdie goeders maak, dis indrukwekkend. Dis ja. wêreldstandaard. Ja. Inteendeel, dis seker die beste in die wêreld vir daai tipe. Ja, en ek kan nie dink jy kan beter as dit kry nie. As jy so imagine jy jouself verbeel hoe daai goeders in die fliek in real life like dit is so dit lyk. Dit is reg baie cool. Gepraat van innoverende Kiwi maatskappye en ek moes nou maar seker my huiswerk gedoen het voor ek dit noem. Maar baie van die graphics wat hulle oor sport laai, soos as ek dink aan die Hawkeye van cricket waar hulle die bal volg en bepaal of dit uit is of nie, is eintlik te doen met 'n Kiwi maatskappy op die Suideiland. Hulle is glad nie negatief nie, hulle is 'n klomp geeks of nerds wat geïnteresseerd is in data en rekenaars, maar ook in sport. En die maatskappy het ontstaan want hulle wou 'n slim manier uitdink om gratis by die wêreld se grootste sport gebeurtenisse kaartjies te kry. En hulle het gewonder hoe kan hulle liefde vir rekenaars met sport koppel, en hulle het hierdie maatskappy gedoen en hulle doen nou goed soos die America's Cup, die graphics vir die America's Cup, hulle is betrokke by F1, hulle is baie betrokke by die golf, en 'n baie innoverende Kiwi maatskappy. Ons sal die link hierso sit om bietjie daarna te gaan kyk. Hulle is skerp mense en ek het dit nogal baie interessant gevind. Daar's ook 'n maatskappy hierso, is dit Rocket Lab? Rocket Lab? Ja. O ja, So beslis. dis wat sê is dit kompetisie vir Elon Musk se goeders. Man, ek dink nie hulle is op Elon se skaal nie, Ja, maar kleiner wees. dit is 'n onafhanklike rocket ship maatskappy. Hulle bou rockets hier in Nieu-Seeland en hulle skiet hulle na die ruimte toe van 'n stukkie eiland hier in Nieu-Seeland af. New Zealand own and operated van die slimste mense ter wêreld werk daar. En hulle is baie aanlokkend as 'n plek om te werk as jy in daai rigting ingaan. Maar dis baie goed om te sien dat van New Zealand af deur New Zealand se mense dat hulle so 'n maatskappy kan bou en aan die gang hou. Weereens, dankie dat julle ingeskakel het en deel asseblief hierdie met vriende, familie, kollegas of dit nou mense is in Suid-Afrika wat belangstel om meer te weet van lewe hier so in Nieu-Seeland, of mense in Nieu-Seeland wat dalk nie so is of net mense wat bietjie meer Afrikaans wil hoor wat al baie lank hier bly. Wel, gebroke Afrikaans is dit van ons twee afkom. Ja, Ja, deel met julle mense en gesels met ons in die comments. Hierdie kanaal is vir julle om gebou en geskep, so laat weet ons waarvan julle wil hoor en wat julle geniet van die formaat en van die content. Tot volgende keer, bly ingeskakel, sien julle weer.